Goeiemôre almal, baie welkom. Ek is jammer dat is nou die musiek wat nou so mooi is nou stop, maar ons moet nou seker begin, is almal 6 minute na die tyd, maar baie welkom en mag jy net 'n wonderlike ervaring vanoggend hier hê. En dan wil ek graag begin vanoggend met 'n teksgedeelte wat ek mee gaan afsluit die diens vanoggend. Maar ek wil nou daarmee begin. En dit gaan so in 2 Kronieke 16 vers 9. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Ek dink regtig dat ons almal, elkeen van ons wat hier is, en ek hoop regtig dat hier meer mense is vanoggend met wie dit regtig fantasties goed gaan. Maar daar is ook 'n klomp mense met wie dit verskriklik sleg gaan. Maak nie saak watter een van die groepe jy in is. In hierdie lewe gaan dit daaroor om oomblikke en momente te ervaar en te beleef waar jy so bewus word van God wat by jou is en in jou lewe is en vir jou lief is en wat jou wil help en jou goedgesind is. En hy wil dit doen. Hy kyk oor die hele wêreld. Na wie kyk hy? Nou, obviously kyk hy na alle mense. Sy son kom op oor almal, gelowiges en ongelowiges. Dit reën ongelowiges in. Maar hy wil spesifiek mense help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Dis hoe eenvoudig is dit. Ander woord vir vertrou is glo, geloof. Jy het vanoggend hiernatoe gekom, dalk omdat jy net iets wil hoor, net iets wil ervaar. Glo. En jy hoef nie hierdie groot geloof te hê. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Kinderlike geloof. God kyk oor die hele aarde, ook vanoggend nou in hierdie tent. Hy kyk, hoekom? Sodat hy kan help, die wat met hulle hele hart op hom vertrou. So kom ons maak dit oor toe. Elkeen by homself rustig. Haal lekker diep asem, laat stadigheid as jy wil. Nou sit jy net vir 'n oomblik. En dalk moet jy vir die Here vra, Here, help my om met my hele hart net te glo. Here, dankie dat U die bron van lewe is. En dat waar U is daar lewe. En U is oor. Selfs die dag wanneer ons fisies hier ophou lewe, is daar nog steeds dan die eintlike lewe by U. Here, op 'n Sondag, op 'n baie spesiale manier, raak ons net bewus daarvan. En ek wil vra dat U vir ons sal vergewe. Sal vergewe dat ons so min lewe. Dat ons dit op 'n manier reg kry, om terwyl ons veronderstel is om te lewe, dat soveel van ons doodgaan, terwyl ons leef. Dat ons so sonder U lewe. Nie omdat ons sleg is of wat ook al nie, maar moet ons toelaat dat die lewe uit ons suig, ons so doodmaak. So ek bid Here dat U asseblief nie net sal vergewe nie, maar vir ons sal help en dat U vir ons sal laat opstaan in 'n nuwe lewe. Dat is hierdie lewe wat U vir ons gegee het. Dat ons voluit sal leef. En laat vandag dan nou ook dalk vir van ons 'n nuwe wegtrek sal wees. 'n Nuwe vuur sal bring. En verander net 'n bevestiging sal wees. Geniet hierdie lewe wat my Maker en my gun. Dankie vir die woord en dat ek kan glo dat hierdie woord van U lewend is
en dat dit lewe bring, maak dit waar, wanneer ons nou vir u gaan sing, tot u gaan sing, tot u gaan bid, en wanneer ons ook die woord sal hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat kom lewe, toe dood gegaan het, en toe moontlik gemaak het, dat ons vir ewig sal lewe. In sy naam, wat is dit aan. Onthou, om my te onthou. Vra ons vir God. Onthou, om my te onthou. En dan wonder ons maar, het hy so iets gesê in die Bybel? Wel, as het vir ons hierdie begeerte van ons hart is, dat ons Maker ons net sal onthou, wanneer ons alleen voel, dan het hy verseker daaroor gepraat. Jesaja 49 vers 15 tot 16. Ek sal jou nie vergeet. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek sal jou nie vergeet. Ek sal jou onthou. Dit is nie toevallig dat daar in die Bybel 73 keer word gesê en God het onthou. 73 keer. Dis nie toevallig. Daar's 'n rede daarvoor. En die rede is dat hy wil hê dat ek en jy sal onthou. Dat hy ons onthou. Altyd. Dis ook wat so baie keer daar staan. En dat jy sal weet, hy weet van jou. Hy sal jou nooit ooit verlaat of vergeet. Maar hierdie onthou is baie meer as net, ok, ek het net so vir 'n oomblik vergeet, nou onthou ek weer. Dis nie dit. Dis baie meer as dit. Om die waarheid te sê, elke enkele geval waar dit gebeur het, waar God gesê het, ek onthou, het daar oorvloedige verandering in daai mense se lewens gekom. Die laaste een van hulle. So dis nie net dat God onthou van, okay, jy weet, nou onthou ek jou weer nie. Nee, dis baie meer as dit. Dis hoekom die prentjie sê, God het nie 'n sticky note, dis daai prentjie, nee, ons plak hierdie goedjies op die yskaste en in ons handboeke en goeders, laat nou net nie vergeet nie. Maar as vergeet, dis hoekom ons dit plak, jy sien? En dan sê elke nou, daar sien jy die ding, onthou jy. God het nie 'n sticky note nodig vir jou of vir my te onthou. Want jou, my naam is ingegraveer, sê Jesaja. Ingebrand, ingesny. Een Engelse vertaling sê, jou naam is getattoo in my hand. God het nie 'n sticky note nodig. Dat hy so af en toe homself herinner aan jou. Jy is deel van hom. As ons praat oor God in terme, menslike terme. Jy's so deel van hom, hy kan nie van sy hand ontslae raak. En jy kan dit ook nie afwas nie. Dit is ingebrand, ingegraveer. God het nie 'n sticky note nodig om jou te onthou nie. Jou naam is in sy hand gegraveer. Wat dit sê is, jy is nie vergeet. Jy sal nooit ooit vergeet wees nie. Jy is nie verlaat nie. God sal jou altyd onthou. Dit is mooi. Dit is mooi om te hoor. Wat beteken dit in praktyk? Een voorbeeld, ek lees van 'n vrou in die week. 'n Enkel ma met 4 klein kindertjies. En sy voel God het haar vergeet. Almal het haar vergeet. Sy sukkel. Sy kry swaar, sy voel net heeltemal vergete, alleen. Sy het almal vergeet. En ook God. Sy verloor haar werk in 'n oog. En sy kan nie langer die verband betaal van die huis. En die
bank kom wat die bank doen. En sê die huis op 'n veiling. Dis in Amerika. Ek weet nie hoe hulle die veilings blykbaar doen hulle dit daar so, daar's 'n saal, mense kom in, daar's 'n lys van huise, mense kan voor die tyd die huise gaan besigtig op die internet, binne en buite, en dan kom bier jy by die plek. Vat hulle nou huis 1 tot 15, hoeveel ook al, dan bier jy nou op die huis, dan koop jy die huis. En haar huis is ook die dag. En sy gaan ook na die veiling toe. En agterna sê sy weet wat sy daar gaan doen het, nie? Want dit voel soos die einde van haar lewe. Sy weet nie waar met sy en die kinders gaan nie. Almal vergeet van haar. Op 'n manier het sy gehoop die veiling gebeur. Iets, aardbewing of 'n orkaan kom. Of daar word nie genoeg gebeur op haar huis nie, dat hy net nie verkoop word. En sy gaan, natuurlik is sy hartseer. En iemand sien haar raak, 'n vrou. Iemand vir wie God, wie se oë op haar val, wat met haar hele hart vertrou. Sy sê, Here, ek kan niks meer doen nie. Net U kan nou. En hy sien vir haar raak. En hy stuur iemand anders wat haar ook raak sien. Die vrou gaan haar toe, vra van wat is fout? Dis een, vertel die storie. Vir my is het oor. Die vrou sê, watter een van hierdie huise is jou? Die huis moet nou vangen. En toe haar huis, toe hulle begin toe hierdie vrou op haar huis. En uiteindelik koop sy die huis. En sy gaan na haar toe en sy sê, ek het vandag hiernatoe gekom, om vir my seun 'n huis te koop. Ek dink God het my gestuur om vir jou 'n huis te koop. Dit gaan op jou naam bly. En jy gaan nie langer 'n verband hê. Nou sê dan, jy weet, dit klink te goed om waar te wees. Klink dit vir jou te goed om waar te wees, soos 'n storie. Sy het ook so gedink. Sy het ook so gedink. Het kan nooit gebeur. So onmoontlik. Te goed om waar te wees. Maar niks is ooit vir God te goed om waar te wees. Nooit. Hy sal 'n beer sorg om daar te kry, daar te wees. Sy beer vir jou. Want hy het jou onthou. En hy sal jou nooit vergeet nie. Men, hoe kan hy? Die instrument, die deel van jou liggaam, wat jy elke dag 'n klomp keer raak sien, is jou hande. Jy sien nie jou voete raak nie, jy sien nie jou skouers nie, jy sien nie jou gesig nie. Maar jou hande sien jy die hele tyd. Maar nooit dink, dis te goed om waar te wees. Nooit. Dit sal nooit wees. Nie solank daai een is, wat kyk na jou. En wat die bedoeling van jou hart ken en verstaan. Want dis wat hy doen. Dis wat hy waarskynlik daai dag met hierdie enkel ma gedoen het. Hy het die bedoeling van 'n hart geken. Dalk het sy foute gemaak. Dalk was dit eenvoudig net omstandighede, maak nie saak nie. Hy het geweet met haar hele hart, al wat sy oor het. Hierdie bietjie hoop, hierdie bietjie geloof. Moet dit nooit onderskat. Miskien is een of ander area van jou lewe vanoggend, by wyse van spreuke, op 'n bankrot veiling. God kan kom be op jou veiling vir jou. Wat jy ook al nodig. My waarheid sê hy wil. Hy wil dit vir jou doen. As jy jou werk verloor het, daai deel van jou lewe bankrot is, dan kan God opdaag en vir jou baie meer gee as wat jy gehad het. Baie meer. Baie verskillende vlakke van daai beroep. Hy sal jou nooit vergeet nie. As iemand vir wie jy omgegee het, jou op een of ander manier verlaat het of verwerp het, dan moet jy weet, met jou hele hart, glo en vertrou,
dat God iemand vir jou sal stuur, wat baie meer waardig sal wees in jou lewe, meer waarde sal bring. Hy sal jou nie vergeet nie, want hy kan nie. En daarom is sy handpalm ingebrand. Hoe kan hy? Moenie verlate voel nie. Moenie vergeet voel nie. Jy het aansoek gedoen vir 'n studierigting, vir 'n graadkursus. Toe word jy nie gekeer nie. Toe voel jy so alleen, so verwerp. Soos of God jou vergeet het. Moenie. Hy sal jou onthou. En hy sal jou op 'n pad sit, nou, terwyl jy jonk is. Op 'n pad wat jy in jou wildste drome nooit sal weet. Wie en wat jy alles sal ervaar en ontmoet in hierdie ander rigting wat hy vir jou sal gee. Dit nou gratis, of dit 'n beroepsrigting, wat dit ook al is. God kan jou nie vergeet. Hy kan. En daarom sal hy. Maar hier is die punt. Dis nie 'n voorwaarde. Nie 'n voorwaarde, jy weet, ek moet nou hierdie doen, dan sal God nou hierdie. Dis nie dit. Wat dit is, die punt is dis eenvoudig hoe die natuurlike wêreld waarin ons lewe, die realiteit waarin ons leef, hoe dit werk. Dit is nou maar net dit. Dis nie 'n voorwaarde nie, dis hoe hierdie wêreld werk. Hoe dit operate. En dis dit. Ek en jy moet alles moontlik doen wat ons kan doen in die natuurlike wêreld. En dan sal God doen wat ek en jy nie kan op 'n bonatuurlike manier vir ons. Ek gaan dit weer herhaal. Dis nie 'n voorwaarde. Dis hoe die natuurlike wêreld waarin ons leef werk. Die realiteit waarin ons lewe. Ek en jy moet alles moontlik doen wat ons kan in die natuurlike. En God sal dit wat ons nie kan doen nie, op 'n bonatuurlike manier vir ons doen. Dis dit. Dis so eenvoudig soos dit. Maar wat doen ons? Ons almal. As jy ouer raak, hopelik doen jy dit al minder. Wanneer ons verlate, voel, vergete, om watter rede ook al, dan is jou en my nommer 1 vyand, selfbejammering. Ons skryf onsself so jammer, want ons voel so alleen. En in hierdie natuurlike wêreld, hierdie realiteit waarin ons lewe, solank as wat jy in selfbejammering sit, is die kans op baie skraal dat iets gaan gebeur. So vra nou vir jouself af, wat is my ding vir oggend? Moenie te lank oor daai ding praat nie. Wat ons moet nou doen, nou begin bel ons mekaar en ons hou hierdie pity parties oor die telefoon en jy weet, en ons bly praat, niks gaan verander nie. Niks. Dit is jou nommer 1 vyand. Voordat jy kan aanbeweeg. Daar is 'n tyd om te praat. Natuurlik. Dis goed wat 'n mens moet uitkry. Maar dan moet jy stop daarmee. Jy kan nie 'n leeftyd aanhou daarmee. Dit kan mos nie God se wil vir jou lewe wees nie. So daar kom 'n tyd wat jy moet stop daarmee. En dis nie 'n voorwaarde nie, dis hoe ons wêreld werk. Praat daaroor vir 'n beperkte tyd. Wanneer jy hierdie verlies ervaar, of hierdie gevoel van alleenheid, of van verlies, of van verwerping, wat dit ook al is, praat vir 'n tyd daarmee, en dan stop jy daarmee. Voordat die verandering kom, moet jy daarmee stop. En 'n nuwe ingesteldheid, 'n gesindheid ontwikkel. En daai gesindheid gaan so, ek weier om hierdie een lewe wat God vir my gegee het, om op 'n negatiewe manier dit deur in om te kry. Ek weier, of ek nou my werk verloor het, of ek 'n maat verloor het, of ek 'n droom verloor het, ek weier om negatief deur die lewe te gaan. Ek is nie
verlore nie, ek is nie agtergelaat nie, ek is nie vergeet nie, God onthou van my. Praat vir 'n ruk daaroor, en dan stop jy dan. En dan kweek jy hierdie gesindheid. God onthou my. God sal kom be op hierdie bankrot veiling van my, vir my. Glo dit en vertrou dit met jou hele hart. God se oë is oor die hele wêreld om te soek die wat met hulle hele hart op hom vertrou. Natuurlik wil hy. Kry 'n ander ingesteld. God onthou van my. Hy sal my wys wat ek in die natuurlike moet doen. Dalk, ek dink sommer nou dalk die vrou, die enkelma, het hy in die natuurlike gewys. Sy moet nou sorg dat sy daai dag by daai veiling uitkom. Hoe stupid dit nou al klink. Ek weet wat gemaak jy nou vir jou eie bankrot veiling. Maar dit was die idee wat in haar gedagtes gekom het, en toe sy gesê, as sy nie daar gekom het nie, sou daai vrou nooit raak gesien het nie. So jy gaan, die Here gaan vir jou 'n idee gee of 'n gedagte of een of ander ding wat jy gaan sien, een of ander ding gaan hy vir jou gee. Maar jy gaan dit nie sien, jy gaan dit nie kan hoor, jy gaan nie bewus word daarvan as jy die hele tyd nou hierso nou weet selfbejammering daai klas van ding sit. Verander jou gesindheid, praat met God daar, sê vir hom, ek glo U sal. En dan kyk jy wat hy vir jou gee in die natuurlike, en dan gaan doen jy dit, en dan glo jy, en dan kan jy maar verwag sommer, dat hy 'n bonatuurlike vir jou sal doen. Dit is hoe God werk. Hoekom sê ek dit met soveel selfvertroue? Want op grond van die woord van God, en al is dit net hierdie twee gedeeltes wat vandag gelees het, en dit wat ek nou al in my lewe ervaar, weet ek, dit is waar. Maar ek en jy moet dit glo. Ons moet dit glo. Ons moet glo dat hy op hierdie oomblik is hy aan die werk in my lewe, soos in jou lewe. Op hierdie oomblik. Reël hy goed agter die skerm, wat ek en jy nie kan sien nie. Mense, geleenthede, oomblikke, deurbrake, sodat wanneer ek en jy gereed is, dat dit sal gebeur. Jy moet dit glo. Hy is op hierdie oomblik besig om dinge so te reël en te, kan ek die Engels gebruik, engineer, sodat wanneer ek en jy gereed is, dat dit kan gebeur. En daarvoor moet jy glo, en met jou hele hart, met alles. En jy kan nie gereed wees, solank as wat jy op 'n manier glo, dat God jou vergeet het. Dit lyk dit my kan nie. Maar die oomblik as jy begin glo, dat God onthou van jou, dan gaan jy die idee begin kry, dan gaan dinge vorentoe begin gaan. Ons almal gaan deur seisoene waar dinge net gaan stilstaan, waar ons geen vordering sien. En dis in sulke tye wat ons verlate en vergete voel. Ons raak ons moedig, ons verloor ons lus vir die lewe, ons entoesiasme, ons weet nie meer hoe om gelukkig te leef en te geniet nie, oor hierdie tye. Maar sulke tye wat jy net moet onthou, ek sal jou nie vergeet nie. Al wat jy moet onthou, sulke tye. En nie wat jy vir jouself oor en oor moet sê, nee, hy sal my nie vergeet nie. Hy sal my nie vergeet nie. En dan gaan jy in die natuurlike lewe, jou
realiteit van jou lewe. Dan gaan doen jy twee goed. Prakties. Moet nou nie dink dis te prakties. Jy het nou hierdie gevoel van ek is vergete, ek is verlate. Dan kom jy nou verby daai pity party gedeelte. Sê ek gaan alles leef, God sal my onthou en dan gaan doen jy twee goed. En die eerste is, dan gaan slaap jy vanaand vroeg. Dan slaap vroeg. En laat twee gedagtes die heeltyd deur jou gedagtes gaan. God het my nie vergeet nie. Voordat jy in die slaap geraak, God het my nie vergeet nie. En môre staan ek met 'n nuwe vuur op. So eenvoudig soos dit. Dis geloof. Kry net vandag agter die rug. Want nou ek weet dit is nou half 'n negatiewe dag. Maar laat vandag nou net verbygaan. Gaan slaap vroeg, gaan slaap lekker, raak in die slaap met hierdie twee gedagtes. God het onthou en hy sal onthou van my. En môreoggend staan ek met 'n nuwe vuur op. En ek glo en ek vertrou dat ek vir God onvergeetlik is. Het jy al so daaraan gedink? In terme van hierdie woord. Jy is vir God onvergeetlik. Hy kan jou nie vergeet. Moet nooit weer dit dink. En as jy dit dink, verander onmiddellik jou gedagtes. Verwag God dat hy sal opdaag in jou lewe. Dat dinge sal verander. Hou op met jou eie plannetjies en skemes en goeders. Natuurlik is ons verantwoordelik vir ons lewe, die een lewe wat hy vir ons gegee. Natuurlik moet ons gesonde verstand gebruik. Soos byvoorbeeld daai aand dalk net vroeër gaan slaap, ordentlik rus kry. Maar opdaag sal hy opdaag. As jy in die natuurlike doen wat jy moet, sal hy op 'n bonatuurlike opdaag, groot opdaag in jou lewe. Jy moet dit glo. Dalk ter afsluiting een ander mens wat dalk ook vandag hier sit. Jy dink dalk nou maar, jy weet, hierdie ander goed is nou, jy weet, om nou werk te verloor en so, want dit is nou goed, is, maar my ding is, ek het vir God verloor. Iewers langs die pad het ek hom verloor, of ek het hom nog nooit gevind het. En ek dink hy het vergeet van my. Na al die jare, toe ek van hom vergeet het. Weet jy ook, daaroor is daar 'n voorbeeld, in die Bybel. 'n man met die naam van Nathanael, wat Jesus van Nasaret glad nie ken nie. Dan laat roep Jesus hom, van 'n ander ou. As hy nader kom, en noem hom by sy naam, sê vir Nathanael, sê Nathanael vir hom, maar hoe ken jy my? Dan sê Jesus vir hom, Nathanael, ek het jou al gesien toe jy nog onder die vyeboom gesit het. Toe jy nog daar gesit het, toe het ek jou al gesien. Hoe kan ek jou vergeet? Jy vanoggend hier ingestap het. Jy nou hier sit. En jy dink God het my vergeet. Oor wat ek aangevang het in my lewe. Of om net heeltemal uit my lewe uitgeskryf het. God sien jou waar jy sit in jou stoel nou. Nou nog voordat jy vir hom gesê het, Here, hier is ek. Jy sien, dis die God wat ons dien. Hy kan en hy sal jou nooit vergeet. Maak nie saak wat dit is. Want die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy nie kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Wil jy nie dit doen nie? Sal ons dit nie doen nie? God net met ons hele hart vertrou, sodat hy ons kan help met wat dit ook al is. Amen. Here, U is net onbeskryflik.
wanneer ons dink dat ons iets weet, verstaan, van u liefde, van die omvang van u liefde vir mense, dan kom jy net uit 'n ander hoek uit, en kom sê dit net weer vir ons. En u weet, Here, want u ken ons harte, en u ken die manier hoe ons leef en hoe ons dink. En u weet dat ons sukkel om te glo. Ons glo geloofswaarhede wat ons wel moet glo, maar ons sukkel om te glo dat u in die natuurlike lewe, in die praktyk van elke dag, daar sukkel ons. Sê, Here, u het gesê, wanneer ons sukkel, dan sal u ons help. Nou ons sukkel hiermee. Kom help u vir ons, om te glo dat u in die fynste detail van elkeen van ons lewens, dat u reeds die antwoorde en die oplossings en die geluk gereed het. Dat ons net na u moet kyk en net moet glo, net met ons hele hart moet vertrou. Dan sal u vir ons wys, watter tree moet ons in die natuurlike lewe gee, sodat u die bo-natuurlike kan. Here, asseblief, help u vir ons daar. Amen. Dankie. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou die seën uitspreek, nie aan die einde nie. Ek gaan nou die seën uitspreek, die Here se seën vir jou, en vir my, en dan sluit ons af met hierdie lied, as 'n antwoord op die woord van vanoggend, en 'n antwoord op sy seën, want hy wil ons seën. En dit gaan so, die lied se naam is Mighty to Save. Everyone needs compassion, a love that's never failing, wat jy nooit vergeet nie. En dan sing ons, so take me, you find me, all my fears and failures, fill my life again, I give my life to follow, everything I believe in, now I surrender. Sal ons nie sing. Kom ons staan op en vang ons die seën van die Here. Ek wil regtig hê dat jy sal weet, altyd sal weet, dat hy van jou wil. Hy wil dit hê. Hy wil hê dat jy sal weet, dat hy vir jou so lief is. Dat jy vir hom onvergeetlik is. Jy moet dit glo. En wanneer jy dit glo, sal jy daai vrede wat hy van praat, sal jy ervaar.